Soms gebeur dit dat ons die reël moet bepaal en hulle gee vir jou nie die invoer of die uitvoerwaarde nie. Jy moet vasstel wat het gebeur om 'n sekere invoerwaarde na 'n sekere uitvoerwaarde te vat. En dis fantasties. Ons gaan baie keer moet gaan uitwerk wat het gebeur dat die besigheid so gegroei het of dat ons skool so gegroei het of dat ons voorraad soveel meer of soveel minder geraak het om vas te stel wat gebeur het. So ons kry nou 'n invoerwaarde. Ons weet nie wat was die reël nie en ons weet wat die uitvoerwaarde is. So ons weet ons het 3 gehad en nou het ons 24. Nou daar's 'n paar maniere wat ons van 3 na 24 kan gaan. So die eerste ding waarvoor ons gaan kyk is, het die patroon gegroei of het die patroon gedaal in waarde? So ons kan definitief sien hierdie patroon het gegroei in waarde want die heelgetalle het meer geword. Wanneer iets gegroei het, kan een van twee goed gebeur. Ons het of geplus of ons het gemal. As iets gedaal het, het ons of geminus of gedeel. Nou in hierdie spesifieke voorbeeld kan ons definitief sien ons het mos nou gegroei, so ons gaan opwerk met plus of mal. En die vraag is, wat het ons gedoen? So ons moet maar gaan toets. Hoopelik ken jy jou tafels goed genoeg om vinnig te kan sien wat hier aangaan. As jy dit gesnap het, skiep die video deur of pause, vul gou vir jouself in en kyk dan net of jy reg. Ek gaan net gou vir julle wys hoe ons dit kan bepaal. So een opsie kan wees, ons kan vasstel om van 3 na 24 te gaan. Nou in die vorige video het ons geleer, wanneer ek my uitvoerwaarde het en ek met my invoerwaarde bepaal, kan ons die inverse doen. So as ons 24 het, wat het ek afgetrek om by 3 te kom? So ons kan byvoorbeeld 3 daarvan aftrek, 24 minus 3 is 21. So ons kan miskien sê 3 plus 21 gee vir ons 24. Dit weet ons is die waarheid, maar is 5 plus 23 40? Kom ons kyk gou, 5 plus 23, hoopelik sê jou logika toets vir jou, nee, daar is 28, 5 plus 3 is 8 en 2 plus 0 is 2. So definitief weet ons dan om te gaan sê plus 3 of plus 21 is nie reg nie. So daar is nie die regte oplossing nie. So dan gaan ons kyk, okay, wel as ek nie plus nie, waarmee kan ek mal om by my uitvoerwaarde te kom? 3 mal wat geef my 24? Vinnige maltafelsommetjie sal vir jou sê, vermenigvuldig met 8. 3 mal 8 gee 24. Is 5 mal 8 40? Ja. 5, 10, 15, 20, kom ek skryf dit vir julle. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. En ons het daar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer gemal met 5. So 5 mal 8 gee definitief vir ons 40. So daai lyk so ver goed. En dan 9 mal 8 gee definitief 72 ook, as jy jou 9 mal tafel ken. Nou het hulle vir ons enetjie hier oopgelos en hulle vra, okay, maar as ek 7 het, 7 mal 8 gee vir my wat? En as jy jou maltafels ken, weer eens sal jy weet, 7 mal 8 is 56. Waarvoor sal ons punte kry? Ons kry 'n punt daar vir die regte reël gevind en ons kry 'n punt daar vir die korrekte uitvoerwaarde. So belangrik altyd, kyk of het hy gegroei of gedaal. As hy groei, kyk wat een van die bewerkings, onthou dat daar 2 moontlikhede is. Toets altyd, daai moet ek vir jou 'n sterretjie maak. Toets meer as 1 waarde. Okay, daai is krities. As jy oorhaastig was, het jy gou-gou gesê, maar 3 plus 21 gee vir my 24 en jy het net plus 21 ingeskryf, maar jy moet gaan toets, werk dit ook vir invoerwaarde 2, 3, 4, 5, om seker te maak jou reël is reg vir elke liewe een van die waardes. In die volgende video kyk ons na wanneer ons meer as 1 bewerking het, wanneer ons nie net 1 keer mal of 1 keer plus of 1 keer minus nie, maar ons plus en ons deel of ons plus en ons mal, so dis bietjie moeiliker, meer gevorderde probleme of voorbeelde op 'n graad 4 vlak, en daai videoetjie sal ook nou vir jou opkom, jy kan net klik op die link wat nou verskyn op jou skerm.